Goeiedag en baie dankie dat jy saam met ons reis en saam met ons ook tot dusver deur die Here se woord gereis het. As ons tekste bedink en onsself vir die eerste Adventweek ook so gereed maak. 'n Teks wat mens nie kan verbygaan nie is natuurlik as ons na die Johannes Evangelie blaai en Johannes 1 vers 5. Is dit hierdie enkele gedagte, hierdie enkele woord. En dit kan dalk so geweldig wees. Dalk het duisternis in 2025 volledig sy kloue in ons lewens of in jou lewe geslaan. Dalk voel dit verlammend. Dalk beleef jy net een groot duisternis. Waar jy nog rondtas en hoop dat die son sal deurbreek. Ek onthou, ek weet nie of ek al die storie gedeel het nie, maar toe ek 'n student was, ek dink dit was in my 2de jaar, het ons was ons op 'n uitreikspan na Swaziland toe, deesdae Eswatini, en ons het in tente gekamp en ons was 'n groep wat besluit het ons wil graag op een van die hoogste punte in daai dorp waar ons was, in Bulembu, ons wil graag hier by middagete se koers wil ons begin stap met ons tente en ons toerusting en ons wil daar sodat ons 'n lekker uitsig gaan hê. Dit was amper so teen die einde waar ons eintlik gereed maak om huis toe te gaan en ons wil eintlik ons het die belowendste terugvoer gekry van mense wat gesê het, julle kan nie huis toe gaan voordat julle dit nie beleef het nie. En ons het besluit, ons gaan daar slaap. En dan sal ons die volgende oggend terugstap na die plek toe waar die res van die geselskap vir ons wag. En ek onthou, ons het gestap en dit was wonderlik en dit was nie ons het ons tente opgeslaan en ons het gesels en ons het amper hierdie avontuur geniet en ons het gesien ewe skielik hoe hierdie uitsig deur wolke toegemaak word. En op 'n stadium was ons bo die wolke. Die wolke het hier onder ons baljaar. En dit was nog ons vreesaanjaend, maar dit was heel kalm en rustig, maar toe dit donker word, toe is ons amper asof ons deel is van hierdie wolk. En die wind het gewaai en dit was nat. En ek onthou hoe ons benoud en beangs was. En naderhand was ons slaapsakke en al ons goed binne in die tent papnat. Maar die wind het nie ophou waai nie en die storm het nie bedaar nie. En iets het vir my gesê, ek hou vas as dit lig word, dan gaan dit ophou. En so het dit nie opgehou nie. Die lig het dit het oggend geword, maar die wind het steeds bly waai. En ons was so met wind en weer af teen die berg. En as ons terugkyk, was dit eintlik nogal 'n baie onheilspellende ervaring gewees. Iets het vir my gesê, as die son skyn, sal hierdie onweer ophou. Dit was nie die geval nie. Maar hier vir Johannes in Johannes 1 vers 5, dan hoor ons so, hy sê, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Is dat die lig Christus, die lig sterker is as die duisternis, en dat daar niks is wat die lig van Christus kan uitdoof nie. En dit is die boodskap van Advent, dat hierdie verlosser 'n helder lig is en wat die duisternis van die wêreld kom deurdring en dat ons in hierdie lig kan leef. Mag die Here vir ons ook deur sy genade vir ons lig wees. Mag jy, wanneer jy besig is om Kersversierings op te sit en jy sit liggies op, dalk liggies op die stoep waar jy jou gaste gaan ontvang op ou Kersaand, of die liggies van die Kersboom. Mag jy dit onthou, dat hier die lig, niks die lig
wat aan die kom na hierdie wêreld toe is, kan uitdoof nie. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ook die lig is en die duisternis U nie kan uitdoof nie. Amen. Mag jy sy goedheid en sy vrede ook beleef. Mag sy lig jou omring en mag dit vir jou heilsaam wees. Totsiens.